Goeiedag en welkom hier by In en om Weskus. Ons is nog steeds hier in Lambertsbaai en ons gesels vandag met Bertina van Mad Hatters Coffee Shop. Yes. Bertina, baie welkom hier. Dankie, môre Glen. So Bertina, vertel ons, Mad Hatter Coffee Shop, waar kom dit vandaan? Wel, weet jy, die naam is deur die vorige eienaar gegee en dit gaan maar oor die Mad Hatter, Alice in Wonderland, die hele tea party vibe. So a rose by any other name smells still as sweet. So ons het gedink ons hou die naam net soos wat dit is, want almal ken vir Mad Hatters. En hierdie is 'n plek waar mense net regtig kan kom ontspan, lekker ontbyt eet die heel dag, ontbyt eet as hulle wil. Ons doen tees en 'n verskeidenheid koffies en ons is net 'n lekker kuierplekkie in Lambertsbaai. Dis lekker. En as jy so inloop, dan gee jy daai Alice in Wonderland atmosfeer af. So 'n bietjie whimsical, Ja. maar ons wil ook daai Weskus welcoming gevoel gee. Ja. So ons is baie ingestel om mense te laat welkom voel. Ons is lekker op die hoofpad soos mense inkom in Lambertsbaai en baie mense stop by ons aan. Ons gee vir hulle inligting oor ons streek, oor wat om te doen in Lambertsbaai, ons voëleiland, ons museum om te besoek, die muisbosskerm natuurlik, Ja. en dan wat om ons area beskikbaar is vir besigtiging. Sjoe, dis lekker. En nou, is dit ietsie wat jy al die jare wou doen? Is dit iets wat per toeval op jou voorstoep beland het, kan jy sê? Ja, sure. Dit is maar eintlik die hand van die Here wat dit alles vir my bewerk het. In 1996 was ek 'n chefstudent by Lambertsbaai Hotel en ek het my opleiding gedoen tot in 1999 en toe het ek oorsee, bietjie in die Oos-Kaap gaan werk in Hermanus, so bietjie nader aan die huis na Citrusdal. Ek en my broer het 'n restaurant daar gehad vir 'n paar jaar en in 2007 het ek en my man teruggetrek Lambertsbaai toe en ons het toe nog maar hier gewoon en gewerk. My seun is gebore. En natuurlik, ek bly toe in die cheffingbedryf en ek het in 2020 met COVID, of net voor COVID, toe werk ek op 'n lodge in Klein Willem en toe slaan COVID en toe is alles toe en al die restaurante is toe. En dit was nogal vir my baie moeilik want as 'n chef het almal vir jou gesê, "O, gaan in die kosbedryf, jy gaan altyd werk hê." En hier vir 5 maande is ek non-essential. Ja. Ek sit by die huis, ek draai my duime, ons het nie werk nie. Al die hotelle is toe, al die hospitality bedryf is toe, gastehuise is toe. En dit was regtig vir my baie moeilik. In my kop was dit vir my moeilik. Want 'n mens dink jy is benodig, jy word benodig. Mense het jou nodig omdat jy kos maak. En daar is ons nou non-essential. En dit was nogal vir my 'n moeilike plek in my wese. En toe moet ek bepaal wie is ek as ek nie 'n chef is nie, wie is ek as ek nie kan kos maak nie. So dit was nogal 'n interessante journey wat ek moes stap. En die 1 Augustus in 2020 toe kry ek 'n oproep van die vorige eienaar en sy vra my om my te kom sien en ek het gedink, ek moet weer vir haar koek bak of iets vir 'n funksie en sy bied toe vir my om die koffie shop oor te vat. So ek het in September 2020 die koffie shop oorgevat en dit was vir my so 'n moeilike tyd want COVID was 'n baie onvoorspelbare tyd. Niemand het geweet wat gaan gebeur nie. Mag jy drank verkoop, mag jy takeaways doen, hoe ver mag mense van mekaar af sit, mag jy funksies hou. So dit was regtig 'n moeilike tyd om 'n besigheid te begin en ek kon dit nie doen sonder die hulp van die Here nie. Dit was regtig net genade. Ja. En jy het obviously deurgedruk want jy sit nog Wel, vandag. 6 jaar later, ek is nog steeds hier, ook maar net uit genade uit en ja, die Here is regtig vir ons goed en ons het nou ook die kuns wat ons nou, ons het 'n galery met uitstekende kuns wat ons verkoop en actually wat ons wêreldwyd uitstuur. Ons doen troues, ons doen klein funksies, ons bak koeke. So ons het 'n bietjie ons besigheid uitgebrei. Ons doen kunsklasse vir kinders. Ons doen kunsklasse vir groot mense. Elke maandag het ons kunsklasse hierso. So ja, ons geniet dit regtig hierso en ek voel die Here het ons nogal gevestig hierso nou. Ja, en ek kan sien jy die passie daarvoor. Dankie. Ja, ek is regtig lief vir mense en obviously met my kosagtergrond die twee gaan nogal goed saam, kos en mense en ek is baie lief om kos te maak vir mense. Ons kry ook oorseese toergroepe wat dan donderdagaande en sondaagaande by ons kom wynproe doen. Dan doen Ronel hy saam in die paletontleding waar ons vir hulle wys of leer hoekom sekere wyne met sekere kosse en hoekom sekere wyn met sout gaan of met soet gaan en dan kook ons 'n maaltyd wat dan ook pas by die wyne wat sy gebruik. Oh wow, dit Ja. is baie interessant. Nou Ja. as jy hiernatoe toe kom, dis nou kos gewys. Ja. Wat kan die mense verwag as hulle hiernatoe kom? Weet jy, ons is 'n regte ontbytplek. Ons hou van ons breakfast. Ek voel it's the first meal of the day. So ek dink as jy met 'n goeie ontbyt begin, is die res van jou dag sommer reg. Ons doen ligte maaltye vir middagete en dan net aandetes op bestellings of met groepe. Maar ontbyt is regtig ons ding en dan die heerlikste Illy koffie. Ja, lekker. Italiaanse koffie wat ingevoer word van Italië
En ja, my baristas is baie oulik. Hulle kan nogal enigiets opjoes. Daar met die Sure. koffie, die cappuccinos, die lattes, die chai lattes, ons doen selfs matchas en dan die rooibos tee espressos, wat hulle dan convert in cappuccinos of lattes wat baie een van ons gunstelinge is. Sure. Nou, vertel vir ons lede, waar kan hulle jou in die hande kry? WhatsApp, Facebook, al daai Ja, dinge. ja. Ons het 'n Facebookblad, Mad Hatter Coffee Shop, en dan ook my selfoon 083-407-9046 en op WhatsApp. Ja, mense bestel maar so koeke by ons. Hulle stuur gewoonlik 'n foto en vra kan ons dit doen. Ons doen troukoeke vir bruide by die 4 trouvenues wat ons het in Lambersbaai. So ja, ek is in baie kommunikasie met die bruide en met mense wat koeke wil bestel, spesiale koeke, veral daai groot getalle, jy weet, daai Ja. 50s, daai 60s. Die oumas wat 80 word, daai koeke, ja. Sure. Nou, is daar enigiets wat jy nog wil sê van julle kant af? Sjoe, weet jy, Mad Hatters dink ek is regtig, ons wil bekend staan as die hart van Lambersbaai. We want to be the heartbeat. Ons wil regtig vir mense daardie eerste indruk gee van, jy's welkom. Ons is so bly julle is hier. Kom besoek ons dorp. Hier's nie baie om te doen nie, maar dit wat hier is mooi. En Lambersbaai is ook 'n plek van rus en herstel. So baie keer kom mense hiernatoe net vir 'n seisoen, net vir 'n vakansie, net vir 'n breek, net om te herstel, dalk te genees na 'n operasie van kanker, na egskeiding, wat ook al. Dit is 'n plek van genesing. So Lambersbaai het 'n dieper doel as net 'n vakansieplek. Dis 'n plek waar jy net vir jouself kan kom vind. Sure. Maar ek sê vir jou baie dankie dat ons vandag hier so kon sit en gesels het. Dankie, Mag Glenn. jy alle voorspoed vorentoe. Awesome. Baie Awesome. dankie. Waardeer.